Nou ja, ons het al gepraat hierso het ek julle daarop gewys dat in die VSA is daar iets soos die Joodse lobby, hulle noem hulle self AIPAC. Nou AIPAC staan vir die Jode se belange lobbygroep. Dit wil sê alles wat te doen het met die Jode en veral die staat Israel, die Joodse staat. Ek noem dit die Joodse staat want dit is niks te doen met die Israel van die Bybel nie. Maar daai Joodse staat se belange moet gedien word deur die VSA. So daar's nie iets soos America First nie, dis 'n leuen. Dit is Israel First, naamlik die Joodse staat neem eerste plek in. En dan is dit is soos 'n klein hondjie en wat nou die groot hond, naamlik die VSA vertel, wat moet hy doen, waar moet hy byt, wie moet hy wurg, die tipe van ding. Nou, AIPAC is 'n baie sterk lobby, maar oor die laaste paar jare, veral sedert die moord op die Palestynë in Gaza, wat oor die 2 jaar geduur het en nog steeds aangaan, het die publieke opinie begin draai in die VSA. Maar ek dink is too little too late vir julle. Julle het te laat wakker geskit, die Amerikaners. Hoe dit ook al sê, Trump is natuurlik ook 'n klein hondjie. Die Jode het hom so aan 'n klein halsbandjie vas op 'n short leash, ou maat. En daar het toe nou die laaste aantal weke was daar nou 'n man met die naam Thomas Massie. Hy was lid in die VSA regering van Kentucky. En hy was jare, ek dink hy was 10 jaar of was dit nie meer is nie, was hy lid van die regering namens Kentucky. Hy was 'n verteenwoordiger van Kentucky in die Amerikaanse regering. Maar hy was baie uitgesproke teen Donald Trump. Hy het Donald Trump se foute uitgewys en hy het gevra vir die registrasie van die AIPAC lobby as 'n foreign agent, wat eintlik lankal moes plaasgevind het. Dan kan hulle geondersoek word om te kyk watter gelde kom in en waar lê hulle belange, want dan is hulle amper soos 'n spying agent wat beheer neem, 'n kaping het van die Amerikaanse regering, wat absoluut waar is. Nou toe het Trump en sy Joodse maters het nou 'n ander ou in plek gekry, hy's nou 'n Navy SEAL, en die Jode het befondsing gekry in die omgewing van $32 miljoen het hulle gespandeer op hierdie verkiesing in Kentucky, om van Thomas Massie ontslae te raak. Omdat hy dit durf waag het om teen die Joodse staat te praat, teen die onnodige oorloë in die Midde-Ooste, teenoor die Iran-oorlog, oor die pedofielskandaal van Jeffrey Epstein, en toe gaan vra hy nou nog vir die registrasie van die AIPAC lobby as 'n foreign agent. Nou net so 'n bietjie vir konteks. Die laaste ou wat daarvoor gevra het, was Robert Kennedy, die neef van John F. Kennedy. En hy is toe nou, hy is tog ook dood, né? Hy het hom toe vermoor. Ja, hy is die laaste ou wat gevra het daarvoor. Jy sien. So, ouens wat vra daarvoor is in die moeilikheid. Want dit sal natuurlik die AIPAC lobby geweldig aan bande lê. Nou, met hierdie befondsing wat hulle dan nou gespandeer het om hierdie ou te verkies, hulle toe nou Thomas Massie het toe verloor, en hierdie Amerikaner wat eintlik gekoop is deur die Joodse lobby, so ek meen, hulle hou hom nou vas. Ek meen, hy kan mos nou nie optree vir Kentucky nie. Dis mos nou stupid. Hy tree mos op vir die Joodse lobby, is dit nie waar nie? Dis mos nou, hulle het hom nou gekoop. Ek meen, vir wie gaan hy nou stem? Vir wie gaan hy nou help daar in die regering van die VSA? Vir die Amerikaners in Kentucky? Nee, hy gaan werk vir die Joodse lobby. Hulle het hom so vas, so aan die korte haartjies. Sies tog. Maar in elk geval, so Thomas Massie het nou verloor, en die AIPAC lobby het hier 'n baie groot slag geslaan met die hulp van Donald Trump. Wat weer eens vir jou sê, waar staan Donald Trump? Toe hulle nou die dag met hom bietjie praat oor die Epstein-files, en so aan, ek het geluister na Megan, wat is daai vrou, sy het ook lang blonde hare, nie Megan Kelly nie, een van die ander mense. Toe het sy gesê, hy het vir haar gesê, my vriende is in die Epstein-lers,
Donald Trump het vir hom gesê, my vriende is in die Epstein-hers. So, jy weet, my vriende is daar, so ek moet my vriende beskerm. So, en daarom kry jy dat hierdie pedofiel skandaal van Jeffrey Epstein so onder die tafel ingestoot word, want Donald Trump se pelle is daarin, en ek glo Donald Trump is ook daarin. So, jy sit met hierdie vrot blikwurms binne in die Amerikaanse regering. Nou, die Amerikaanse regering as gevolg van die AIPAC-lobby stoot dan natuurlik geweldig baie geld daar na die Joodse staat toe, biljoene, ek praat van oor die 30 biljoen, ek dink per jaar, dis nou boonbehalwe die wapens en alles wat hulle gee, daar na die Jode toe, word van die Amerikaanse belastingbetaler gevat en aan hulle gegee. So die Jode in die Joodse staat het 'n baie lekker kushy lewe, lekker, hulle skole word betaal, universiteit word betaal, mediese fonds is byna gratis, is 'n lekker lewe daar, want die blanke Amerikaanse belastingbetaler betaal. Jy sien. So, luister bietjie hierdie na Thomas Massey, nou gaan ek vir jou sê, waar staan dit in die Bybel, want mens moet hierdie versie oor en oor vir julle gee, dat julle kan verstaan, waar staan dit in die Bybel, dat jy sit met 'n organisasie wat soos 'n parasiet optree, en jou absoluut leegsuig, jou geld leegstyl, suig jou seuns gebruik vir hulle oorloë, en op die ou einde van die dag gee hulle vir jou niks terug nie. Moet bietjie daai versies gou doen, maar luister gou wat sê Thomas Massey. AIPAC has transitioned into a confrontational lobbying group where if you don't do what they want, they come after you. Wow. They are basically advertise themselves as just all things Israel. They are lobbying for more money to go to Israel. Do you feel like Israel is a fair ally? Are they a good ally for us? Well, I think it doesn't matter. Like, there's no big, giant, Great Britain lobby. There's no Australian lobby. There's no German lobby. Oh, the other countries don't have them? No, not like this. This is singular. This is unique. I mean, if you're an ally, why wouldn't we work with you? Why do you have to convince us that you're our ally? Why do you have to basically go into every congressional office and convince them? And it's because they want to keep the money flowing. They've got a good return on their investment. I mean, we send more foreign aid to Israel than to any other country. So, nou ja, die Joodse lobby beheer natuurlik die Amerikaanse regering en hulle doen wat die Joodse lobby vir hulle sê, of dit nou bom is, bom hierdie land, bom daardie land, ons sien dit nou. Maar ek is nie die enigste een wat dit sê nie. Bibi Netanyahu het dit al gesê hier in die laat 80s en die vroeë 90s en daarna by herhaling gespog daaroor hoe die Joodse staat die Amerikaners en die Amerikaanse regering beheer absoluut tot hulle voordeel. So luister 'n bietjie na hierdie sot. יש את הסנאט, יש את הקונגרס, יש את הכוח היהודי שהוא עצום, יותר חזק משהיה אי פעם. יש דעת קהל, יש לנו כוחות כבירים בדעת הקהל שמתנגדים למדיניות הזאת, גדולי הפרשנים. אמריקה לא תכפה עלינו דבר, אם לא נרצה בכך. Nou ja, dan sal jy natuurlik die klomp sotte kry in die kerke wat vir jou sê, but if we bless Israel, then God will bless us. Ja, nee, hy praat glad nie van die Joodse staat nie, maar nou goed, mense kan met hierdie mense glad nie 'n gesprek voel nie. Hoe dit ook al sê, is daar enige voordeel vir die Amerikaners om is die Jode 'n goeie bondgenoot? Ek meen, as hulle dan 'n goeie pel is, ek meen 'n goeie bondgenoot is in terme van dinge saam doen en sekere belange deel, maar as jy kyk na die Jode se optrede, dan is hulle glad nie 'n goeie bondgenoot nie. Inteendeel, die Jode spy left, right en center op die Amerikaanse regering. En ek het bewyse, ek gaan dit nou vir jou wys. Naas die feit dat hulle natuurlik die Amerikaanse regering al gedreig het dat hulle 'n kernbom op hulle gaan gooi. So dit is alles goed wat die Jode doen, en dan wonder 'n mens, hoe is dit moontlik dat jy 'n pel het wat die kos uit jou yskas uit eet? Nou ja, jou kinders gebruik om sy battles te fight. Oorlog maak met almal reg rondom hom. Hy's glad nie 'n goeie buurman vir enige iemand nie. Hy steel ander volke se grond. Is dit nie Libanon is nie, is dit Gaza, as dit nie Gaza is nie, is dit die Joods, is dit Sirië. As dit nie Sirië is nie, is dit Egipte. Hoe nou? So luister 'n bietjie wat sê John Kiriakou. FBI was able to identify 187 additional Israeli intelligence officers at work in the United States clandestinely. I would say, why? Why would they steal secrets when we give them 99% of everything that we already have? Doesn't the United States steal secrets from Israel too? Of course they do. No, actually, no. The Israelis were off limits to us at the CIA.
Daar is baie vrae omtrent die Joodse staat se betrokkenheid by major gebeure in die VSA. Onder andere die moord op Robert Kennedy, omdat hy so uitgesproke was teenoor die AIPAC lobby, wat hy gesê het moet geregistreer word as 'n foreign agent. John F. Kennedy, die moord op John F. Kennedy, wat hulle kastig tot op hede nie kan oplos nie. Ag, weet jy. Candace Owens is baie uitgesproke daaroor, sy sê dis die Mossad, en ek stem met haar saam, die CIA het dit toegesmeer. En dit gaan daaroor dat John F. Kennedy natuurlik openlik gekant was daarteen, dat die Joodse staat kernbomme kry, en dat hulle die settlements meer grond steel in die Joodse staat. Hy het 'n sterk houvas op hulle gehad, en ek dink nadat hy met een van hulle presidente gepraat het, het daai ou sommer bedank, en dit het die Mossad baie kwaad gemaak. So, hierdie moord op John F. Kennedy, dit is definitief, moet gaan kyk word daar in die Joodse staat, en toe die leers uitkom, toe is die naam Israel, hordes kere binne in daai leers. So daar's definitief 'n konnotasie, maar vir my is dit duidelik, ek weet wat daar gebeur, dit is vir my 'n probleem nie. Dit is net die dom mense wat nie kan verstaan hoe dit werk nie. En dan is daar die 9/11 probleem, van die dancing Israelis, jy sien. Wat het nou daar gebeur? Want dit is die groot vraag. Want toe hulle na die tyd gevra is, toe sê hulle nee, hulle het gekom om te verfilm hoe daai twee torings in mekaar sak. En die vraag is, hoe het hulle geweet dit gaan in mekaar sak? Nou ja, mense kan glad nie oor praat op gewone publieke media of TikTok nie, want onthou, daar's 'n nuwe baas oor TikTok, so as jy hierdie dinge begin bespreek, raak dit 'n krisis. Maar dit wys jou man net, hierdie ouens is nie goeie bondgenote nie, maar die Bybel sê ook, hulle is nie goeie bondgenote nie, staan daar in Jeremia 24, waar hy sê, hulle is 'n smaad en 'n vervloeking, oral waarheen God hulle sal dryf. So luister bietjie wat sê Candace Owens. No, because Israel's controlling our government. So no, the answer is no. Trump is powerless against him. We haven't had, I don't think we've been a sovereign nation since they shot JFK. And when I say they, it's like people online say, what do you mean by they? I'm talking about Israel. I don't want you guys to read in between. I'm talking about Israel. So let's stop making that a taboo subject because they've gone mask down. Everything they're doing is demonic. I want nothing to do with it. I will never support Israel into the future after what they've done to these children. The starvation campaign. I don't care. Please write your article. You've already written them all. I don't know what you could add about me. But I do not support Israel. And I don't think that Jewish Americans should support Israel. And I hope that they're now having those conversations. I see many of them recognizing that they have been propagandized into believing they have to support this demonic state. And that's in large part thanks to their birthright trip. Yeah, that mask down moment for Jonathan Greenblatt of the ADL when he got caught on the hot mic, it was released. He didn't know that he was being recorded. And he's like saying that they've got to get TikTok under control. He's like, we have a generational issue with TikTok. We need to do something about this like what we did with birthright. What does that tell you? That the entire purpose of that birthright trip, telling every Jewish American, you forget a free trip to Israel, was to propagandize you into believing that you have some affinity with this made-up country in the Middle East, like in 1948, that you have to, react when something's happening to them, or you have to look away when they're doing things that are so obviously wrong and demonic.